Goeiemôre. Jy luister na die 90ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is: wat gemeet word, word gedoen. Dit is 'n gesegde wat aan Pieter Drucker toegeskryf word. What gets measured, gets done. Wanneer jy iets meet, is die waarskynlikheid dat dit gedoen word merkbaar groter. Dink maar net aan die kampplekke waar jy 'n papier agter die deur sien met datums, skoonmaaktake en die handtekening van die skoonmaker by elkeen van die take. By daardie ruskampe kan jy byna seker wees die plek is skoon en opgeruim. Wanneer skooliere of studente klasse bywoon, is daar 'n teenwoordigheidsregister met oop blokkies, spasies, waarbinne geteken moet word. Dat bywoning gemeet word, is 'n aanmoediging dat leerders en studente besef dat hulle teenwoordigheid en afwesigheid saak maak. Navorsing bewys dat diegene wat op 'n dieet is en die hoeveelhede kos wat hulle inneem, neerskryf, meet, 'n baie groter kans staan om gewig te verloor as diegene wat dit nie doen nie. Dink maar aan al die plekke in die lewe waar dinge wat gemeet word, gedoen word. Tog is daar 'n gevaar hieraan verbonde. Dit gebeur soms in die lewe dat ons die verkeerde dinge meet. Wanneer dit eerder gaan oor die halsband as die hond. Ons kan byvoorbeeld so gefokus raak op die aantal ure wat ons werk, dat ons uit die oog verloor wat binne daardie ure gebeur. Die feit dat iemand vir lang ure aan diens is, beteken nie noodwendig dat hulle produktiwiteit hoër is nie. Ek was juis onlangs betrokke by so 'n gesprek oor werksure, waarin 'n mens opnuut besin dat 'n uur gevul kan word met leeg lê of met hoogstaande betekenis. Op skool word daar dikwels met gestandaardiseerde toetse gemeet watter punt 'n leerder kry. Maar baie dikwels mis dit reuse belangrike elemente van 'n mens se vermoëns. Byvoorbeeld om daardie kennis in die regte lewe toe te pas. Die mate van nuuskierigheid, openheid en integrasie, as ook om betekenisvolle afleidings oor die toepassing van vaardighede te maak. Een mens kan byvoeg die integrasie van kennis. Baie dikwels, en jy sien dit by universiteite, bestaan kennis in silo's. En verskillende afdelings oor die universiteit heen weet van mekaar se lewens, mekaar se navorsing, mekaar se kennis absoluut niks. Baie dikwels gebeur dit dat mense nie te wonderlik vaar op skool nie, maar na skool fantastiese entrepreneurs maak. Soms raak meting uiters belaglik. Charles Goodhart het reeds dit uitgewys, naamlik dat wanneer meting self 'n fokus word, het dit opgehou om 'n goeie maatstaf te wees. Byvoorbeeld, ek onthou toe ek in graad 1 kom, moes ons in rye stap met ons een hand agter die rug en die ander hand by ons gesig met ons vingertjie op die mond. Ons is gemeet en geweeg en as goeie soetkinders geag. Vir my het die maatstaf my nie soet laat voel nie. Ek het soos 'n bliksoldaatjie gevoel. En die ervaring gehad, hier moet jy jou oorspronklikheid verloor om te oorleef. Nog 'n manier hoe 'n mens die verkeerde maatstaf kan aanlê, is om te fokus op die 10.000 tree op jou horlosie, in steede van hoeveel jy werklik geoefen het vir daardie dag. Nog 'n voorbeeld is die badkamerskaal. Jy klim met groot afwagting daarop en die syfertjies wat so sluimerend rondval totdat dit in fokus kom, sê vervolgens vir jou of jou poging suksesvol is of 'n mislukking. Dit is 'n baie slegte maatstaf, is dit nie? Die werklike maatstaf waarop jy moet fokus is: leef jy gesonder? Lyk my vel al beter? Het ek spiere begin bou waarvoor die vetjies nou plek gemaak het en wat ek nie verreken as ek op die skaal klim nie? Het ek meer energie? Dit is baie beter maatstawwe as die blote syfers op 'n badkamerskaal.
Op 'n keer het hulle vir jong paas gevra: "Hoe voel jy oor die hoeveelheid tyd wat jy saam met jou kinders deurbring?" 'n Groot hoeveelheid paas het aangedui dat hulle skuldig voel oor die hoeveelheid tyd wat hulle saam met hulle kinders spandeer, veel minder as hulle paas met hulle tyd spandeer het. Baie van hulle se verwysingsraamwerk was dat hulle op die plaas of die platteland groot geword het en dat hulle inderdaad veel meer tyd as gesin gehad het. 'n Opvolgvraag het toe bepaal hoeveel tyd hulle paas met hulle aktief gespeel het. Hoeveel van hulle paas het hulle doeke omgeruil, in die nag opgestaan, sport bygewoon, drukkies gegee, kos gemaak, gesê ek is lief vir jou ensovoorts. Dit het onmiddellik 'n ander dimensie oopgemaak. Iets wat gemeet word nie alleen kwantitatief nie, maar kwalitatief. En inderdaad het baie van hulle besef dat hoewel hulle met hulle eie paas baie meer tyd tot beskikking gehad het, hulle paas nie noodwendig aktief saam met hulle tyd spandeer het nie. Hulle was daar, maar daar was nie daardie interaksie wat hulle byvoorbeeld met hulle eie kinders het nie. En dit het vir hulle as motiveerder gedien om te besef, weet jy, al het ek minder tyd saam, kan ek ook hierdie tyd beter vul. Natuurlik is tyd saam geweldig belangrik. Daar is 'n punt waar 'n paar minute eenvoudig net nie deug nie. Maar dit gaan in die besonder hoe 'n mens die tyd vul wat jy saam met mekaar spandeer. Jesus het gewaarsku teen 'n verkeerde maatstaf tydens gebed. Dink saam met my aan Jesus se woorde in Matteus 6 vers 5 tot 8. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Die maatstaf is, het mense my gesien? 'n Goeie gebedslewe is 'n sigbare gebedslewe. En Jesus sê, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Die verkeerde maatstaf daar is om baie woorde te gebruik, lang gebede en te dink jou gebed sal verhoor word. Jesus sê, moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Om deur mense gesien te word wanneer ons bid, of te meet hoe lank ons gebed is 'n baie slegte maatstaf. Wat gemeet word, is 'n totaal ander dimensie, naamlik die opregtheid van 'n mens se hart. En dit is die maatstaf vir gebed. Opregtheid, openheid en eerlikheid voor ons hemelse Vader. Dink na oor jou lewe vanoggend. Waar lê jy dalk die maatstaf verkeerd aan? Ons gebed kom vanmôre uit Efesiërs 3. O Here Jesus, U wat die Christus is. Ons kan nooit begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde strek nie. Dit is 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. U is in staat om oneindig meer te doen as wat ons selfs kan bid of dink. Aan U kom die eer toe, deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.